afsluiting van ons bidure. Maar ek wil julle uitnooi om Sondag ons Pinksterfees ook te kom bywoon. Johan van Eck is terug en die koor gaan ook vir ons optree en ons het ook twee dwarsfluite wat vir ons gaan optree in die kerk. So dit is almal baie welkom om Sondag se diens ons Pinksterfees hier in die kerk te kom vier. Dis vir my lekker om hier te kan wees weer. Hulle het hier 'n stopdans het ek kan maar nie so. Dink maar dan hulle. Ek hoop dat julle dan ook vir Dominee Willem geniet het. Ek gun dit vir hom om ook 'n bietjie tussen mense te wees wat so 'n bietjie meer is en meer deelneem. En ons het gehoop dat kan net so 'n bietjie daai afwisseling bring om die belangstelling te hou. Voor ek begin net op 'n meer somber noot. Ek het op pad hierna toe die boodskap gekry dat Amarie paar oomblikke gelede oorlede is. Dit is 'n lang stryd, 'n moeilike stryd wat sy gestry het die laaste tyd. Haar familie is nou al vir meer as 'n week daar by haar in die Parel. So ons dink aan Sandra en Ali en die res van die familie. Kom ons dink vanaand aan die gebede ook maar weer aan hulle. Kom ons begin dan in die naam van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan 'n lied sing. Ek het hom die eerste aand laat sing. Gees van God wat in my woon, lied 442. Pinkster is die fees van die Gees. Daarom sing ons hierdie liedere oor die Heilige Gees. En al gebruik ons dan die belydenis van Nicea in hierdie Pinksterbidure, gaan dit nog steeds oor die rol van die Gees. Die belydenis van Nicea verklaar onder andere dat ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. En dit is dan ons onderwerp vanaand. Ek gaan vir u lees van Romeine 8 van vers 9 af, waar Paulus so iets skryf oor die werk en die betekenis van die Gees, veral die betekenis van die Gees in ons eie lewe. Julle daarteen sê hy, bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, as die Gees van God inderdaad in julle woon.
As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat, is nou iets snaaks op die klank, toe maar, hy is nog daar. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers en susters, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard om daarvolgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. En deur hom roep ons Abba, Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Net tot sover. Een van die belangrike elemente wat in hierdie gedeelte na vore kom, is die stryd wat daar is tussen ons gees en die Gees van God. En dat Paulus en ek hier wil vir ons aantoon dat die Gees van God kan ons gees verander. Ons gees wil die vleeslike dinge, die wêreldse dinge, die sonde doen. Ons is geneig daartoe. Maar dis die Gees van God wat ons kan verander, sodat ons kan leef soos God wil. Die wete, dit wat ons bely, ook in die geloofsbelijdenis van Nicea, dat die Gees van God in ons woon en aktief aan die werk is in ons, raak dis eintlik ons hele lewe en ons hele bestaan. Dit verander hoe ons oor onsself en oor ander mense en oor die hele skepping dink. Ons en almal en alles om ons is nie maar net wesens van stof en as nie, verganklike mense. Nee, ons is veel meer as dit. David sê al in Psalm 8 vers 6 dat ons net 'n bietjie minder as hemelse wesens is. En as die Heilige Gees in ons woon, dan bepaal dit ons identiteit, ons roeping en ons groei. Paulus is baie duidelik as hy sê, ons identiteit is dat ons kinders van God is. Ons almal is gebore as stoffelike aardse wesens. Maar by die skepping in Genesis 2 lees ons al dat God het sy lewensasem, en dis eintlik net 'n ander woord vir sy Heilige Gees, in die mens geblaas. Op hierdie manier kon gewone sterflike mense word, wat Jesus ook was, 'n kind van God, die Vader. Hier in Romeine 8 vers 15 tot 16 herinner Paulus ons ook, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak. Dink net 'n bietjie daaroor. Dis 'n ontzagwekkende gedagte. Ons is nie wat ons gedink het ons is. Mense vol gebreke en vol verganklikheid. En ons is kinders van God deur die Gees wat in ons woon.
En as kinders van God, is ons God se verteenwoordigers. Ons is dus die draers van God se teenwoordigheid in die wêreld. Ons is die punt waar hemel en aarde mekaar ontmoet. Ons is die plek waar mense God kan ontmoet en ervaar, kan sien wie hy is en wat hy doen. Dan kom natuurlik tye wanneer ek God nie na sy ware aard verteenwoordig nie, wanneer ek nie 'n goeie beeld van God uitdra nie. Tye wanneer ek die verkeerde dinge sê en doen. Paulus self het gesê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Net in die vorige hoofstuk, Romeine 7. Maar as sulke tye kan 'n mens aan die waarheid vashou dat ek nie hierdie slegte dinge wat ek doen, ek is nie hierdie slegte dinge wat ek doen nie. Ek is nie wat mense van my sê en dink nie. Ek is 'n kind van God, deur sy gees wat in my woon. Ek het, toe ek begin het vir gesê, een van die elemente wat hierna uitkom is die stryd tussen my gees en die gees van God. My vleeslike begeertes, my vleeslike gees, of wêreldse gees en die gees van God. En Paulus sê eintlik, onthou, die gees van God is sterker. Hy help my om daardie vleeslike gees te bowe te kom. En daarom hoef ek nie sleg te voel. As ek by tye dalk struikel, as ek by tye misluk, ek is nog altyd kind van God. Ek wil gaan Sondag so 'n bietjie praat oor gesin, en wat dit beteken om gesin van God ook te wees. Ek sal dit Sondag weer herhaal, maar een van die mooi aanhalings wat ek op afgekom het, is 'n Amerikaanse digter wat gesê het, home is where, if you have to go there, they have to take you in. In ander woorde, al het jy ook wat gedoen, al het jy ook hoe ver beweeg, en al het jy ook wat foute en mislukkings gemaak, maar as jy dan nou jou so vastloop dat jy moet terug gaan huis, dan moet jy nie meer. Jy bly 'n kind in die huis. En net so bly ons kind van God. Al het ons dalk by tye vergeet daarvan en 'n bietjie afgedwaal. En dis iets om aan vas te hou. Maar dit bepaal dan ook ons roeping. En dit is om die werk van Jesus voor te sit. Jesus was die seun van God wat na hierdie aarde toe gekom het, maar hy is terug na die hemel toe. En hy het aan sy disippels en aan ons oorgedra om sy werk voor te sit. Die Heilige Gees wat in my uitgestort is, sit nie maar net hier binne en doen niks nie. Dis 'n aktiewe krag wat my bemagtig om te lewe en te doen wat God van my verlang. In Handelinge 1:8 het Jesus beloof, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. En dit is 'n krag wat gegee is om die werk wat Jesus op aarde gedoen het voor te sit. Ons is geroep om medewerkers van God te wees. Om toe te laat dat die Gees sy werk deur ons voortsit. Dit wat Jesus met die hulp van die Heilige Gees gedoen het, die genesing van siekes, die herstel van lewens, die verkondiging van God se genade, die uitleef van God se aanvaarding en vergifnis, dit doen ons nou onder leiding van die Heilige Gees. Ons werk is eintlik soos die van 'n windlaaier. Ons sien hulle nou oral rondom ons al met hulle vlerke wat in die wind draai. Ons werk is ook soos die van 'n windlaaier wat die krag van die Gees in my omskakel in elektrisiteit vir die wêreld. 'n Krag tot redding en vreugde, 'n krag tot gelykheid en geregtigheid. Hierdie elektrisiteit wat ons opwek deur die Heilige Gees is niks anders as die gawes van die Gees nie.
In Galasiërs 5:22 lys Paulus dit. Dis liefde, dis vreugde, dis vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dis kragte wat die wêreld verander. Kragte wat God naby bring aan die mense wat na hom soek. En dit kom nie uit onsself nie. Dis die Heilige Gees wat dit in ons opwek. Ons moet maar net toelaat dat hy ons werk ook in die rondte laat draai, soos wat hierdie windlaaiers dit doen. En daarom as die Heilige Gees in ons woon, dan bepaal dit ook ons groei in die geloof in ons geestelike lewe. Dit laat ons meer en meer soos Jesus word. Geen mens op hierdie aarde sal ooit volmaak wees nie. Maar as die Gees eers in jou woon, dan begin jy op 'n reis na die volmaaktheid. En soos wat dit aan die reis vorder, kom dan meer en meer daarvan tevore. Die inwoning en die werking van die Gees van God is 'n sleutel vir ons groei. Die Heilige Gees lei en troos nie net nie, dit gee nie net raad en wysheid nie, maar dit verander ons totale lewensaard. Hy maak ons heilig, sodat ons, soos Paulus ook in Romeine 8:9 sê, nie meer deur ons sondige natuur beheers word nie, maar deur die Gees. Ek het al daarna verwys. In 2 Korintiërs 3:18 herinner Paulus ons ook dat ons al meer verander word om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Met ander woorde, hierdie groei is 'n proses, 'n lewenslange reis, soos ek net nou gesê het, waar ek meer en meer word, soos wat God my geskaap het om te wees, waar ek meer en meer bereik wat God wil hê ek in hierdie wêreld moet wees. En dit kom nie uit myself nie, dit kom deur die Gees wat in my woon. In 'n wêreld wat fokus op uiterlike skoonheid, kom die Gees en maak ons mooi van binne. Hy gee vir ons 'n sagte hart, vol liefde en deernis. Hy vernuwe ons gedagtes om rein te wees en hy omvorm ons begeertes om met God se begeertes ooreen te stem. Amen. Kom ons praat so 'n bietjie daaroor. Ek het 3 vragies weer wat ek wil hê jy moet bespreek. We doen dit maar weer soos wat julle elke aand gedoen het. Draai na mekaar toe en maak groepies en praat daaroor. Wat is jou ervaring van die stryd tussen jou sondige natuur en die leiding van die Heilige Gees? Dalk het jy kan jy 'n voorbeeld noem van waar dit al gebeur het, dat die stryd binne jou plaasgevind het. Wie het gewen? Jou sondige natuur of die Heilige Gees? Wat is die verskil wat Paulus probeer illustreer as hy in vers 15 praat van aan die een kant slaaf en aan die ander kant kind? Hy sê ons is nie meer slaaf nie, maar deur die Gees word ons nou kinders. Wat sê dit vir jou? Watter invloed het dit op jou lewe om dit te weet? En wat beteken dit vir jou prakties elke dag om te weet, jy is God se kind? Dis 'n bietjie makliker vraag as wat ek eerste aan julle gegee het. So, kom ons draai so na mekaar toe en ons gesels so 'n bietjie. Daar sê. Kom ons dank God dat jy sy kind kan wees en sê vir hom wat 'n verskil het vandag in jou lewe gemaak het. Praat met God oor jou eie stryd na aanleiding van Paulus se erkenning. Ons het in die groepie daaroor gepraat en gesê dis 'n stryd wat nooit sal ophou nie. As 'n mens terugkyk en dink hoe was jy toe jy jonk was? En hoe is jy vandag, dan het daar definitief vordering plaasgevind. En die Gees, is die Gees aan die wen, maar dan bly maar nog steeds 'n stryd wat ons forever sal stry. Dan die derde punt waaroor ons kan bedank God dat jy nie meer in vrees vir veroordeling en straf hoef te leef nie.
maar met vrede en vreugde om kan dien. Selfs al maak jy foute, want jy is 'n kind, jy is nie meer 'n slaaf nie. As 'n slaaf verkeerd te doen en dan kon sy baas hom doodgemaak het, of hom verskriklik gestraf het. Ons hoef nie meer daarvoor bang te wees om kom ons, staan die lied nog daarop, kom ons Skepper Gees. Ons begin soos ons sit en ons sing as gebed, daar die koortjie van kom ons Skepper Gees, en daarna gee ek tyd vir stil gebed. As enige iemand die vrymoedigheid wil neem om voor te gaan in gebed, is jy baie welkom. Hemelse Vader, dankie dat ons nie so kan noem, dat U ons Vader is, omdat U Gees van ons U kinders gemaak het. Here, help vir ons om dit nooit te vergeet nie. Wanneer ons sleg voel oor onsself, wanneer ons teleurgesteld is in ons mislukkings, wanneer ons onsself verag, omdat ons nie sulke goeie mense is soos ander nie, dat ons dan sal onthou, maar ek is 'n kind van U. Ek is nie die slegte wat ek partykeer doen nie. Ek is nie die mislukkings wat ek partykeer maak nie. Ek is 'n kind van die Almagtige. En daarom mag ek ook nie van myself sleg dink nie. En hoef geen ander mens op my neer te sien nie. Ek wil vanaand elkeen wat in so 'n posisie is aan die opdra, dat hulle ook weer die waarde sal ontdek dat hulle kind van God is. En dan kan ek net vir die dankie sê dat Marie ook 'n kind van U was. En waar U gekies het om haar nou te kom haal, dan kon sy dat sy verdere lyding gespaar is. Maar Here, dit bly swaar vir hulle wat naby aan haar is, wat haar lief het. Soos dit maar vir elkeen van ons swaar is. Ek kan ook maar net vra dat U Gees sal vertroos en weer vrede sal gee, waar die verlies nou nog so rou en so groot is. Dankie Here vir hierdie tydjie waarin ons weer 'n bietjie kon stil raak van ons gewone werksaamhede van elke dag, waar ons saam as gemeente kon by mekaar kom, saam kon praat, saam kon bid. Gaan dan ook so met ons verder en help vir ons om te groei deur die Gees, om meer en meer te word, soos wat U wil hê ons moet wees. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan afsluit met lied 443, 'n lied oor die Heilige Gees. Wind kan jy nie sien nie. Oh
Die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.